is dit nie amazing nie, wat God vir ons gegee het, om ons te bederf. Romeine 8 vers 19 sê, want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Kyk hoe beautiful is die natuur, en kyk wat is die mens besig om daarvan te maak. That creation calls out, want die aarde kry net so swaar soos ons, onder alles wat gedoen word, oor alles wat gemors is, oor olie, oor allerhande goeders, en hulle wag dat die seuns en dogters van God opstaan, en sê, genoeg is genoeg. Kom ons kyk, elke wedergebore Christen het 'n calling, jy het 'n ministry, elke een van ons, dit is die wil van God vir ons lewens, hy het ons gepurposefully hier gesit, hy het gesê op daai dag gaan jy gebore word, ek wil hê jy moet 'n ingenieur wees, ek wil hê jy moet 'n onderwyser wees, ek wil hê jy moet 'n huisvrou wees, ek wil hê jy moet dit wees. God het vir elkeen van ons 'n roeping gegee. Julle het gesukkel om hierdie calling in Afrikaans te kry. Mense is so gewoond om dit so te sien, né? Elke gelowige moet vervul word, maar jou calling kan net vervul word, daar's sekere faktore wat daartoe lei. Dit kan vervul word of dit kan nie vervul word nie. Ek dink ons grootste probleem is ons wil altyd iemand anders te wees. Is dit nie waar nie? As ek soos die een is, ja, as ek net so kan profiteer, ja, as ek so kon siele wen, ja, doen waarvoor God jou geroep het. Geen atleet hardloop uit sy baan uit nie, dan word hy gediskwalifiseer, in die natural. Nou moet julle weet hoeveel te meer as ons in die geestelike riem wil gaan kompeteer. Die koninkryk van God word deur baie gebou. Dit is nie veronderstel om 'n kompetisie te wees nie. Jy het nie 'n spesiale titel of beroep wat jou bo iemand anders te stel nie. Jesus homself sê, ek het nie gekom om gedien te word nie, ek het gekom om te dien. As Jesus so sê, hoeveel te meer ek en jy? Hoe doen ek dit? Hoe weet ek, wat is my purpose regtig op aarde? Hoe weet ek, wat is God se wil spesifiek vir my? Hoe vind ek hierdie dinge uit? Daar's niks so frustrerend, om te bly lewe en jy weet nie wat was jou doel nou eintlik nie, of wat is jou doel nou eintlik op aarde nie. Waar pas ek nou eintlik in? En dan wil ons onsself in goed indruk, om te sê, hier pas ek in, of hier pas ek nie in nie. Ek weet nie, ek voel net uit. Kinders van die Here voel nooit uit nie. Jy's altyd in. Jy's in die koninkryk in, jy's in genade in, jy's in alles in. Ek dink die druk van buite af, maak dit vir ons feitelik onmoontlik om te funksioneer en weet wat ons is. Ek het verpleeg, Vereniging Hospitaal 1970, ek het vir die poskantoor gewerk, pos sorteer, kombuis skoon gemaak, teller geword. Ek het gesoek, wie is ek nou eintlik? Waar pas ek nou eintlik in? En ek wil niks te doen gehad het met enige iets van godsdiens nie. Ek wou 'n radiografis geword, dis wat ek wou word. Maar God het anders besluit. En dis die ding, jy word nie iets nie, jy is dit. Glo my, jy word nie 'n kok nie, jy is ene. Maak nie saak hoeveel resepte nie, ons kan almal 'n tamatie toebroodjie bou, myne gaan soos 'n ligramp lyk en jou is soos 'n toebroodjie. Dit is net nie in jou in nie, dit is of dit is nie daar nie. En jy moenie daaroor sleg voel nie, dis wie God jou gemaak het. Dit wat in jou natural gebeur, is heel waarskynlik die gift waarin God jou wil gebruik. So moenie rondtas nie. Wat doen ek om my roeping te leer ken? Daar's twee goed wat jy moet bid, voordat jy jou roeping ooit sal kry. Die eerste een is consecration, wyding aan om iets heilig te maak. Wanneer jy besig is om met God te praat, maak jy daai stukkie plek waar ook al jy praat, heilig. Dis jy en God.
Dis die eerste ding wat jy bid. Die tweede een is dedication. Jy moet, wat is dit? Toewyding hê in Afrikaans. Toewyding hê om seker daai sekere tyd en daai sekere plek is dit jy en God. En jy moet aanhou doen of jy dit voel of jy dit nie voel nie. Jy voel nie elke dag die wind nie en die wind bly daar, hy is verseker daar. Hierdie twee goed moet jy bid. Vir God sê, gee my hierdie twee dinge, sodat ek kan ontdek waar pas ek in. Wat U wil vir my lewe is. Efesiërs 4 vers 1 sê, ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee jy geroep is. Jy moet met waardigheid in daai roeping wandel. As God jou 'n boekhouer gemaak het, dan steel jy nie geld nie. As God jou verpleegster gemaak het, steel jy nie medisyne nie. Jy gaan met waardigheid in daai beroep in, en jy doen dit na die beste van jou vermoë. Ek het 1000 keer al hierdie kerk se toilet skoon gemaak. Skottelgoed gewas, vloere gewas, mure geverf. Dit waarvoor God jou geroep het, vra vir die Here, wat jou hand vind om te doen, doen dit, want jy doen dit vir God. Ons is nie verhewe bo enigiets om vir die Here te doen nie. Niks nie. Kom ons kyk wat sê hy. Ons almal het 'n algemene roeping, waarvoor ons almal geroep is om te doen, né? Efesiërs 4 vers 2 tot 7. Met alle nederigheid moet ons wandel en sagmoedigheid, lankmoedigheid, mekaar in liefde verdra en ernstig streef om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van die vrede. Dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is, en die een hoop van julle roeping. Hoekom? Want ons dien een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal is en in julle almal is. Maar aan elkeen van ons is die genadegawe gegee volgens die mate van die gawe van Christus. Dis ons algemene roeping. En dan het ons, dis geestelike algemene roepings, hoe ons mense moet behandel. En dan het ons natuurlike roepings, onderwysers, mechanics, welders, businessmen, verpleegsters, teachers, al hierdie is 'n natuurlike roeping waarvoor God jou geroep het, wat hy in jou ingebou is, waarvoor jy aangelê is. Ons geestelike en fisiese roepings mag baie keer op een lyn loop, en ander kere nie. Jy kan presies waar jy is, doen wat jou eerste purpose op aarde is. Jou heel eerste doel, volgens die wil van God, is in Matteus 28 vers 19. Gaan dan heen, maak disciples. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En leer hulle om alles te onderhou wat ek julle nou hoe sal jy weet wat hy jou geleer het as jy net die resitasie kan opset? Hoe maak jy disciples? Hoe maak jy nie disciples nie? Francis Chan sê dit vir my die mooiste. Hy sê, as jy jou kind roep en sê, gaan maak skoon jou kamer, dan hardloop jou kind kamer toe, maak die kamer skoon en kom terug en sê, ek het alles gememoriseer wat jy vir my gesê het en toe gaan doen ek dit. Dis mos nie wat jou kind kom sê nie. Hulle kom terug en sê die kamer is skoon. Maar dis wat ons as Christene doen. Here, ek het gememoriseer, ek moet gaan disippels maak. Maar ek sê regtig ernstig daaroor nie. Met wie moet ek nou praat? Ek is skaam, ek is nie wel ter tale nie. Wat gaan hulle van my dink? Dis hoe jy nie disippels maak nie. Jy maak ook nie disippels om te sê, man, waar kom jy aan dit wat jy nou sê, waar staan dit in die Bybel? Sê die Here nie, ons raak nie dwaase stryd vir betrokke nie. Weet julle wat is die mooiste compliment? Wanneer jy in 'n vertrek instap en jy nie jou mond oopmaak nie, iemand sê, daar's 'n kind van die Here. Dit is jou toets, toets, you are a child of God.
Want mense gaan aan jou liggaam sien, aan die manier wat jy mense behandel, is hierdie kinders van die Here of is hulle nie? Daai een wat die oom sukkel om met die trollie by die deur in te kom, en jy gaan uit jou eie uit, sonder dat mamma of papa vir jou sê, of whoever, en jy help hom by die deur in. Dis nie net kindness nie, want ons kry nie meer liefde nie. Natuurlike liefde is nie meer op aarde, soos wat dit was nie. Die Here sê die laaste van dae gaan hulle liefhebbers van hulle self wees. Hulle gaan predikers soek wat hulle gehoor stree. Al hierdie tipe van dinge gaan gebeur. Dis nie vir ons snaaks nie. Leer jy jou kind maniere? Of is jy 'n gehoorsame ouer? Die Bybel sê buig die boopie terwyl hy jonk is. 'n Goeie klap gaan hulle niks doen nie. Rarig. Ja, maar hulle emosies. Die slaan nie so met die boude uit. Dit is chop, is klaargesond. Nie waar nie? Hoe wil jy jou kind groot maak vir dit wat voor lê, as hulle nie hier hulle plig kan doen nie? Wie van julle het korrel goed gewas in die huis? Vloere? Wasgoed opgehang? Rarig. En julle is nog hier. Nie waar nie? Nee, maar nou moet ons hulle, daar's nou soveel name vir goed wat hulle kan markeer, dat die Here skoon verbaas is oor wat lyk jy met almal aangaan. Hoekom sal die Here sê? Hy sê 'n kind wat vreugde bring vir sy ouers is 'n vervulling. En dan is die Here regverdig, sy ouers terg nie julle kinders nie. Moenie vir jou kind goed oplê wat jy self nie kan doen nie. Nie waar nie? Omdat jy nie kan hekkies skaarte met in skool en nou met jou kind om doodval. Want hy is nie aangelê vir hekkies nie. Maar jy wil hê hy moet hekkies doen. Want jy kan, hulle moet net sê, ek was by 'n rugby game by die skool. Ek was verslae. Waar die maas soos barbare langs die veld staan en sê, duik op bietjie, slaat hom mors dood. Kom jy net deur met die bal, en dan sal 'n paar gevleelde woorde tussenin. Is dit hoe jy jou kind leer om iets in die lewe te bereik? Nee, ek het snaaks so goed gesien. Hoe maak jy disippels? Jy praat met mense net waar jy kom. Jy gesels met mense, jy's vriendelik, jy's openhartig. En binnekort, omdat hulle veilig voel by jou, omdat hulle Jesus in jou sien, begin hulle met jou. Julle elkeen is 'n beraader. Want niemand gaan jou van hulle probleme vertel. Of jy naaltegnikus is, of jy haarkapper is, wat ook al jy is, mense gaan met jou kom praat. En dan kan jy op 'n natuurlike manier, sonder om te sê, dit staan in Genesis 1:2 vers 6:3, daai persoon het jou lank al verloor. Of al wat hulle wil weet is, ek het 'n probleem, hoe kom ek hier uit? Hoe kom ek hier uit? En jou respons is, weet jy wat, ek was ook al daar. Weet jy wat, ek het ook al gesukkel met hierdie probleem. Ek het ook al alles probeer. Maar weet jy wat, op die ouend toe besef ek, Jesus is die antwoord. Eenvoudig. Jy het nie 'n preekstoel nodig en 'n mic en 'n wat als nie. Net wie jy is. Net 'n lekker gesels. En dit doen jy uit verhouding met die persoon uit. Dan kom hy persoon terug, want hy voel veilig, of sy voel veilig by jou, en hulle wil 'n bietjie meer gesels, en bietjie meer hoor. As jy dan in daai omstandighede was, alles probeer het en nie kon nie, en jy besluit jy gaan na Jesus toe, wow, en nou is jou probleme beter. Want 'n mens lieg nie. Nee, jy kom na Jesus toe, you're never gonna have problems ever again in your life, dit bestaan nie.
Maar nou lieg jy nog vir die persoon ook. Jy gaan dit net beter kan hanteer, want jy is nie meer alleen nie. Jy weet wie kyk na jou. Dan nooi jy die persoon kerk toe. Dis nie jou, ja maar sien hulle like jou nie, hulle moet nie my like nie, hulle moet die woord like. En as hulle nie weer kom nie, jy het jou plig gedoen, dan was jy net jou hande, jy het jou plig gedoen. Dit gaan nie oor membership nie, dit gaan oor verhouding. Dis waaroor die hele tyd vir Jesus gegaan het. Net verhouding. Dis jou heel grootste doel om God se wil te doen vir jou lewe. Jy moet by die begin begin. En dis maak disippels. En leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Nie wat ek jou gevra het nie, wat ek jou beveel het om disippels te maak. Dis 'n bevel van God, dis nie 'n versoek nie. As jy en jou man trou, heel waarskynlik wil julle kinders hê. Dis nie Adam en Eva wat die huwelike uitgevind het nie. Dis God. En hy het ook gesê hoekom hy huwelike wil hê. Maleagi 4. To create godly offspring. Want God wil hê dat hy 'n nasie wil hê wat hom gaan dien vrywilliglik. Nie verpligtend nie, vrywilliglik. Dis hoekom hy gesê gaan vermeerder op aarde. Nie omdat hy, ek hoor so baie mense sê 10 gebooie. Nee, dis nie die 10 gebooie nie, dis die 10 gebooie. Dis 'n boei, dis die 10 gebooie, nie die 10 gebooie nie. Die Here probeer nie jou van spoil nie. As daar nie speedcoats op die pad is nie, glo my, al like ons hulle nie, jy wil ook nie daar wees nie. Dan is daar die wat se roeping voltyds is. Dis net 'n roeping wat God 'n geskenk aan die kerk gegee het. Die 5voudige bediening is 'n ander roeping, 'n voltydse beroeping. Nie soos wat jy in die sirkulêre wêreld gaan werk nie. Wat sê die Here? En hy het gegee sommiges as apostels, profete, evangeliste, herders en leraar. Om wat te doen? Wat moet hierdie 5 doen? Hierdie 5voudige bediening is 'n geskenk aan die kerk. Om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot openbaring van die liggaam van Christus. Sien jy, julle het elkeen 'n ministerie? Nou kom ons kyk 'n bietjie wat is die rol van hierdie 5. Right. Die apostel, hy is die duim. Hy raak aan al hierdie ander vingers, né? Hy stig kerke. Ons noem hulle the sent ones. Maar jy kry 'n sent one en 'n went one. The went one is een van daai wat 'n wannabe wil wees. God het hom nie geroep nie, God het haar nie geroep nie, en hulle gaan en doen goed wat glad nie vir God behaaglik is nie. Maar die apostel vat aan al 5 hierdie vingers. Met ander woorde, hy stig kerke, lei gemeentes, en hy lê geestelike fondasies, hy of sy. Dan kry jy die profeet, wat die voorvinger is, die Here sê, né? Hulle wys direksie, hulle hoor van God en gee direksie, bemoedig en hulle korrigeer. Dis hulle werk. Dan kry jy die evangelis. Hy is die middelvinger, hy reik die verste. Dis nie wat die verste mense kan bereik om siele vir Christus te wen, né? Die ringvinger is die pastoor. Hierdie vinger dra trouring wat 'n teken is van liefde en getrouheid. Pastoor of herders gee liefde, kyk na die gemeente en beskerm hulle. Dis hulle werk. Dan kry jy die puntjie. Dis die leraar. Hy kan by die kleinste gaatjies ingaan. Hy leer mense om die Bybel te verstaan en hy lê sterk geestelike wortels. Dis die geskenk wat God aan die kerk gee, aan die gemeente gee. Dis nie 'n kompetisie nie. Want as jy 'n klomp pastore bymekaar gooi, hoeveel mense is in jou gemeente? 1500, 900. Julle, dit gaan nie daaroor nie.
Dit gaan net die verhouding met daai mense. Weet jy wat in hulle lewens aangaan? Is jy daar as hulle jou nodig het? Dis waaroor dit gaan. Jesus het nooit gekom om gemeentes te bou nie. Hy het gekom om siele te wen. Dis wat hy kom doen het. Mense, ons sal nooit gelukkig wees as ons onsself in 'n beroep of 'n posisie gaan aanstel wat nie God se wil vir jou lewe is nie. Dit beteken nie omdat jou pa 'n dokter was en die ander een se pa is 'n CEO en die ander een se pa is dit, jy moet dit wees nie. Wees wat God jou geroep het om te wees. Hoeveel dominees, pastore, dokters, whatever, het hulle kinders in daai posisies gedruk? Hoeveel van hulle het nie al selfmoord gepleeg nie? Even onderwysers, maak nie saak wat dit is nie. As dit nie jou roeping is nie, gaan jy nooit vervulling hê nie. Jy moet vervul wees waar jy is. Dis die eerste teken vir jou dat jy op die regte plek is, as jy vervulling is. As jy voel, wow, ek wil daar wees, dis wat ek wil doen. Dis die plek waar ek wil wees. Jy kan nie op iemand anders se droom lewe nie. God droom oor jou afsonderlik en oor jou pa en oor jou ma en oor jou ouma en jou kleinkind afsonderlike drome. Soms volg iemand in daai voetspore wat God het in hulle ingebou. Net solank jy weet dis God se wil. Soek God se roeping vir jou lewe, nie mense se nie. Psalm 138 vers 8 sê: Die Here sal dit vir my volëindig. Wat God in jou begin, gaan hy klaarmaak. Glo my, hy gaan klaarmaak. Die Here Jesus gee nooit op nie. Hy soek altyd om jou terug te bring. Soms byt ons af, soms gaan soek ons op ander plekke, soms raak ons overwhelmed. Al hierdie goed, God gaan jou weer bymekaar maak. Hy gaan jou weer terugbring. Soek jy net sy wil vir jou lewe. En partykeer sê mense vir my, maar ek weet nie soos my ma nie, ek weet nie wie is my pa nie. Dit maak nie saak nie, jy is nie ongelukkig. Net God gee lewe. Jou resep vir vrede en vervulling op aarde. Hoe lyk jou resep vir vrede en vervulling? Hy ken jou begin en hy ken jou einde. As ek en jy ons vertroue in die Here sit, sy woord glo en uitleef, en die leiding van die Heilige Gees volg, om getrou te doen waarby hy ons geroep het, dan sal ons suksesvol wees op aarde. Ons sal groot belonings ontvang in sy koninkryk, sê hy nie vir ons nie. Jou lewe sal God behaag, en dit sal 'n blessing wees vir ander mense waarmee jy in aanraking kom. You are blessed to be a blessing. En dit gaan nie oor finansies alleen nie, dit gaan oor liefde gee, 'n bemoediging gee, 'n drukkie gee. Iemand aanmoedig. Sommige mense het daai blessing, as hulle in 'n vertrekking kom, dan laai die hele vertrek op. Maak nie saak hoe dit is nie, dit is jou vervulling. Jou lewe, die meeste van al, sal God dan behaag, as jy dit doen. Jy sal vir God tot groot vreugde wees, soos wat hy vir Satan gesê het jy my knegt Job gesien? Het jy? Hy sal nie doen wat jy vra nie, God het dit van die begin af geweet. Wat ook al hy doen, Job sal hom nie verraai. Jy kan nie jou roeping en jou vervulling by mense gaan soek nie. Nie eens by jou beste vriende nie, vra vir Job. Vir 7 dae sit hulle by hom, hulle sê nie 'n woord nie. En hoe meer Job vir hulle sê, ek is onskuldig, ek het niks gedoen om dit te verdien nie, hoe meer preek hulle vir hom die Bybel. Gaan kyk, God sal nie dit doen, jy moes iets gedoen het. En wat doen die Here op die ou einde? Jy beter vir hulle 3 punt. Mense het jou nie gemaak nie, dis kan mense jou nie vry maak nie. As jy dan iemand van buitekant af kyk, dan dink jy, wow, they got it made. Binne val hulle uit mekaar uit.
Daarom sê God, net ek God, ken die mens en ek ken sy hart. Soek, jou eerste doel het jy klaar bereik. Wie van julle het al iemand na die Here toe gelei? Niemand anders nie? Wel, dan het jy nog nie 'n disipel nie. Want dis die eerste ding wat die Here vir jou gaan vra, as jy hemel toe kom, waar is jou disipel? Ten minste een. Present me before the Father. Here, hier's Pietie. Okay, waar is jou disipel? Dis jou eerste doel op aarde. Jou eerste purpose is make disciples. Sien julle wat ek nou van gepraat het, wat Francis Chan sê, jy het jou kind gemaak op die bed. Ons het dit gelees, 'n opdrag sê die Here, nie 'n versoek nie. Gaan maak disipels. Een persoon na die Here toe lei. En dis nie 'n kursus nie, julle. As net een wy. Romeine 10 vers 9. Dis die enigste wy wat jy iemand na die Here toe lei. Romeine 10 vers 9. Ek gaan hom nie vir julle sê nie, maar dan gaan julle dit lees. Wees die beste jy. In jou beroep wat God jou gegee het. Al is jy nog nie waar jy moet wees nie. Al is jy nog 'n happy welder en jy wil eendag jou eie welding company wees. Don't despise the days of small beginnings. Daar waar jy begin, wees getrou, want God is die een wat getrouheid beloon. Daar waar jy is, dis miskien nie vir jou lekker nie, is miskien nie lekker omstandighede nie, dis miskien onregverdig, dit maak nie saak nie, God is met jou, en hy sal jou beloon. Mense kan jou nie so beloon nie. Dis ook wat vir julle sê, ons elkeen het 'n ministry. Dis nie net vir die vyfoudiges nie. Romeine 12 vers 1 en 2. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Hoekom? Sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Kan God na jou kyk en sê, hier's my getroue dienskneg? Kan die Here nog na jou kyk en dit sê? Kan ons dit verander vandag? Ja, ons kan, elke dag. Here, ek het nog nie die vrymoedigheid nie. Hoe maak ek my eerste disipel? Lei my. Stuur iemand oor my pad, Here. En begin praat. Eenvoudige ding, ken jy vir Jesus? Hy gaan vir sê, voet sek. Want die duiwel gaan sorg dat jy ontmoedig raak. Dan sê jy, gaan in vrede broer, suster, whatever. En dan soek jy die volgende ene. Maar jy moet disipels maak, dis 'n opdrag, dis die eerste purpose van jou lewe op aarde. Ons loof en prys die Here. Waar kry jy God se wil vir jou lewe? Die Here het ons gebless met tegnologie. Hy is 'n blessing, ander is 'n curse. Maar jy is oud genoeg om te weet watter een is 'n blessing. Tik in, waar gaan julle op is? The perfect will of God, where do I find it? We gaan almal jou na die Bybel toe vat. Dit is sy wil. Here Jesus homself sê die wil van God is sy woord. Jy is 'n gou leer om hierdie goed te doen. Maar jy kan nie sê vir iemand sê ek is 'n kind van die Here nie. Maar jy vloek soos 'n matroos. Jy's onregverdig. Jy doen goed wat glad nie lyk na hoe Jesus sal lyk nie. En dan verwag jy gaan 'n disipel so kry nie. Jy gaan nie. Want hulle gaan, die eerste ding wat hulle gaan sê, dit kinders van die Here. Nee, dankie.
Jy moet weet wanneer ons dit gekies het ons gekies om my kruis te dra, né? Niemand gaan jou like nie. In jou eie groep ja, maar daar buite in die wêreld is jy 'n big no-no. Hulle soek jou nie. Hulle dink ons het almal COVID. Maar jy hoef nie in te stap en hier is ek nie. Ek is so en so en so nie. Al wat jy moet doen is stap in met die boldness en die authority wat Jesus Christus vir ons gegee het. En daar's 'n verskil tussen boldness en arrogance. Ons loof die Here Jesus. Dankie weer vir ons 'n geleentheid te gee om hierdie dinge reg te maak, om weer van voor af te begin. Dis hoekom hy daar is. Waar is die moeilikste plek om disippels te maak? De familie. Dis die moeilikste plek. Hier kom hulle alweer, Bybel onder die arm, stille. En maak 'n makkerie van jou. Hoe meer hulle maak, hoe groter is jou beloning. Hallo. Jy's 'n Christen. Dan sê ek, ja, hallo Satan. Dan sê ek, jou vriend, is of 'n Christen of 'n Satan. Dan sal het nie meer so wel tertale nie. Want jy kan nie in die middel by nie, daar is net een van die twee wat jy kan kies. Ek wil vandag vir julle sê, welcome op die journey wat vir ons almal voorlê. Ek is opgewonde om te hoor van jou eerste disipel. Soek iemand hierdie week om God te behaag. Soek een persoon hierdie week om na die Here toe te lei. Net een. Begin daar. Dis 'n journey wat die Here saam met jou loop. Wat die Heilige Gees sê, moenie skrik vir hulle gesigte nie. Ek sal jou leer wat om te sê. Iemand gaan dit so doen, iemand gaan dit so doen, iemand gaan Romeine 10 vers 9 toe. Kyk hoe word dit gedoen. Jy hoef dit nie te memorize nie. Daai kind wat haar kamer gaan skoonmaak, het dit nie gememorize nie. Jy gaan en jy lees dit. Gesterf, opgestaan. Ek aanvaar U. En voilà. Die Bybel sê, daar's nie fireworks by die Emerald nie. Waar is die fireworks? In die hemel, vir een siel wat tot bekering kom. Net een. Maar ek en jy moet disippels voor die Here bring. If He presents me before the Father, wat gaan ek en jy sê as daai hand leeg is? Jy het glad nie jou wil en jou purpose op aarde bereik as jy nog nie 'n disipel gemaak het nie. So welcome to this journey. Vader, in Jesus Christus naam, bid ons hele groep vandag. U het vir ons die autoriteit gegee, U het vir ons die wil gegee, U het vir ons die woord gegee, U het vir ons die Heilige Gees gegee, wat die woorde in ons mond sal sit, wat vir ons die geleentheid sal skep, om U te behaag. Here, stuur oor ons paaie, mense wat Jesus nodig het, sodat ons ons doel op aarde kan vervul, om die koninkryk van Christus uit te brei. Ons loof en prys U daarvoor, Here. Dankie dat ons in U koninkryk is, Here. Dankie dat wanneer U ons kom haal, gaan ons saamgaan. Ons kan nie bekostig om iemand agter te los nie, wat U oor ons pad stuur nie. Ons dankie daarvoor, Here, en ons pleit ook die bloed van Jesus oor almal wat nou terugkom van vakansie af, Here, op ons paaie. Ons pleit die bloed van Jesus oor ons wat hier is, safe traveling mercy, Here, en ons dankie dat U ons liefhet met 'n ewige liefde in Jesus naam. Amen. Daar is julle, die wat wil offerhande en tiende, daar is dit, en die res wat julle met julle Sondag gaan geniet.